Goeiemôre, hartlik welkom vanoggend ook hier by ons oordenking. In die gemeente vier ons vanoggend die nagmaal. Ja, die voorreg om weer ons vryheid in Christus so te vier by die gebruik van die tekens. Daardie tekens wat jy vir ons die vryheid kom bring het. Ja, die bloed aan die kruis wat ons herdenk en sy liggaam wat gebreek is, sodat ons sondes vergewe kan word en ons werklik vry kan wees. Ek wil graag vanmôre met ons deel, juis 'n bietjie oor hierdie onderwerp, uit Johannes 8. Ons gaan daar saam lees, vanaf die 31ste tot aan die einde van die 38ste vers. Maar kom ons bid nou eers saam. Here, ons Here, baie dankie dat ons vanmôre met U kan praat as die Here van ons lewe. Dat U die een is wat van ewigheid tot ewigheid is, maar ook die Almagtige, die Alomteenwoordige. Daarom wil ons vanmôre U groot maak en eer. Ons wil aan U al die lof bring waartoe ons in staat is, want U is ons God, die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here Jesus vir die prys wat U betaal het, sodat ons aan U kan behoort en die kinders kan wees. Dankie o Gees, dat U steeds in ons bly, om ons ook te lei, te bemoedig en te dra, om ons ook te beskerm, ja, om ons ook naby aan U te koester. Ons bid vir die woord vanmôre, gee dat die woord ook vanmôre duidelik sal opklink en ons baie mooi sal hoor wat U vir ons wil sê. Help ons ook om aanpassings te maak as dit nodig is in ons lewens, om ook anders as U kinders te gaan lewe. In die naam van Jesus. Amen. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle. Elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie. 'n Seun bly vir altyd. Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here vanmôre. Ons uitgangspunt, eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Om vry te wees. Vry te wees. Dadelik kan u dalk vanmôre vir my sê, maar hoor hier, ons is tog vry. Ons kan doen wat ons wil. Ons kan eintlik maar sê wat ons wil. Solank ons maar net binne die landswette bly, is ons heel vry en is die hele lewe tog 'n lewe van vryheid. Ons word nie ingebind of gebonde deur een of ander ding of saak nie. Dit is dalk so. Maar is ons werklik geestelik vry? Die groot Amerikaanse teoloog Neil T. Anderson skryf 'n hele klomp boeke juis oor vryheid wat in Christus verkry word. Sy fokus natuurlik veral op gekwelde mense wat hierdie bande dra en so gebind voel op geestelike gebied. 'n Boekie waarop ek afkom is The Steps to Freedom in Christ, wat hy geskryf het. 'n Pragtige boekie waarin hy verduidelik wat dit beteken om werklik geestelik vry te wees. Is ek en jy geestelik vry? Is ons werklik vry? Of is daar maar dinge wat ons maar derentyd so bind? Ja, dinge wat ons agtervolg en wat ons maar so hier in die kas probeer wegsteek.
wat eintlik niks anders is nie, as om ons vryheid te beperk. Ons Here Jesus praat ook met die Jode daar om hom oor vryheid. En dan gebruik hy 'n beeld wat hulle baie goed geken het natuurlik, die beeld van 'n slaaf wat aan iemand behoort. 'n Slaaf kan maar net doen wat die eienaar hom beveel om te doen. En 'n slaaf kan nie sy eie pad loop nie. Hy kan nie sommer net besluit ek gaan nou daarheen of ek gaan daarheen nie. En dan verduidelik ons Here Jesus Christus, dis eintlik maar wat by ons die geval is. Die feit dat ek en jy so vol sonde is, en dat sonde so vaste plek in ons gekry het, maak dat ons gebonde is. Dat ek en jy niks anders verdien as dood eenvoudig die straf op ons sonde, en soos Johannes dit stel, die ewige dood nie, die hel nie. Maar dan sê hy 'n baie belangrike ding. Hy kom sê vir hulle, hy sê, Christus, en Christus alleen, hy bring absolute vryheid. Ons teksvers, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Werklike vryheid, geestelike vryheid, is in Christus te vind. En al is ek en jy ook gebonde tot 'n bepaalde plek, al is ons dalk ook toegesluit in 'n kamertjie, of selfs in die tronk, maak nie saak waar nie, ons kan vry wees in Christus, omdat hy dit vir jou en my kom bewerk het. Daardie dag toe hy aan 'n kruis gesterf het, daardie dag het ek en jy ons geestelike vryheid gekry. Maar dan moet ons besef, ons kan eers vry wees as ons werklik in ons glo. En dis die eerste punt wat ek graag vanmôre wil beklemtoon. Ons is vry omdat ons glo. Daar in die 31ste vers sê hy, dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy ter ewigheid nooit sterwe nie. Met ander woorde, wat ons Here Jesus hier kom sê, is die band wat ons bind om uiteindelik die ewige dood in te gaan, is totaal en al verbreek. Deur dit wat Jesus Christus kom doen het, is hierdie band verbreek en ek en jy kry die ewige lewe. Dit kan slegs gebeur as ons natuurlik in die Here Jesus glo. Johannes gebruik sulke mooi tale hier. Hy sê, as iemand my woorde ter harte neem, haal hy ons Here Jesus aan. En om iemand se woorde ter harte te neem, is om dit ernstig te neem. Dit eintlik as 'n ware joune te maak. Om te weet, maar hoor hier, dit wat daardie persoon verteenwoordig, dit is so. Ek kan maar in hom glo, ek kan maar in hom vashou. En wanneer daardie sprong in die lewe gemaak word, wanneer ons ook so aan die Here vashou, deur dit wat hy sê ter harte te neem, en dit is 'n ware te omhels, as 'n ware dit ons eie te maak en aan hom getrou te bly in geloof, dan is vryheid die plek. Vryheid wat met 'n kalmte, 'n vreugde en 'n rustigheid saamgaan. Hierdie vryheid wat weet, al is ons hoe verlore, al is ons lewens hoe stikkend, ons het vry geword, omdat Jesus Christus daardie vryheid gebring het. Maar dan is daar ook 'n ander kant, omdat ons vry is ons ook gehoorsaam. Daardie 32 vers, ek lees weer van die 31ste vers af, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle my woorde ter harte neem en getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. As julle aan my woorde getrou bly, en dan sal julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Pragtige woorde.
Hier gaan dit dood eenvoudig hoor, wanneer ons sê dat ons aan Jesus Christus behoort, wanneer ons in hom glo, dan volg 'n lewe van gehoorsaamheid. Dadelik moet ons weer vir mekaar sê, vir Johannes lê gehoorsaamheid natuurlik op 'n verhoudingsvlak. Hier waar ons gehoorsaamheid bewys, wat 'n pragtige verhouding ons met die Here staan, en waar gehoorsaamheid eintlik maar net die produk is van die uitleef van ons verhouding met ons Here. En dan, as ons dit hier baie mooi bekyk, dan sien ons om gehoorsaam te wees beteken eintlik so 3 dinge as ons na die verhoudingskant kyk van gehoorsaamheid. Dit is om graag te doen wat ons Here wil hê. Omdat ons doen, kan ons anders sê, omdat ons graag wil. En ons is gehoorsaam omdat ons graag wil. Dit is die eerste vorm van gehoorsaamheid wat volg uit die vryheid wat ons in Christus kry. Daar's 'n pragtige spreekwoord natuurlik, nê, hoe meer die vryheid, hoe meer die verantwoordelikheid. En wanneer ek en jy hier op daardie punt is wat ons sê ons glo, dan wil ons graag doen. En dan is dit nie meer hierdie las wat op ons druk. Dit wat ons so terughou, dit wat ons beperk nie, nee, dan leef ons wat ons Here graag wil hê. Dis die eerste ding. Die tweede ding, wanneer ek en jy vrygeword het deur te sê dat ons glo en dat ons aan hom vashou, het hierdie gehoorsaamheid 'n toewyding tot gevolg. 'n Toegewyde lewe waarin ons Christus ag en in ag neem in alles. In ag neem om juis sy wil te soek en sy wil te doen, en juis daaraan toegewyd te wees, aan hom toegewyd te wees, gereed te wees waar hy ons ook lei, waar hy ons ook stuur. Maar uiteindelik beteken dit om waarlik vry te wees en ons in geloof die ons vryheid omhels. Dan beteken hierdie gehoorsaamheid juis om uit genade te leef. Genade te leef. My broer en suster, liewe jong mense, kinders, ek dink hier is nogal 'n groot probleem. Ons vind God se genade so elke dag. En ek en jy het seker genade op genade ontvang, want ons is verlos. Maar leef ons uit hierdie genade? Of is ons nog maar so gebonde aan hierdie wêreld en aan dinge wat ons so bind, dat ons vergeet van God se genade. En dat hierdie genade eintlik 'n gejubel in die hart bring. 'n Gejubel omdat ons weet, ons het vry geword in Jesus Christus. En niemand, maar niemand, kan ons ooit weer inbind of vasbind. Al gebeur dit ook dalk hier op aarde op fisiese gebied, geestelik nooit. Want Jesus, hy is die een wat ons vryheid waarborg aan 'n kruis. Kom ons gaan leef as vry mense. Vry mense omdat ons in Christus glo, die bron van ewige vryheid, geestelike vryheid. Omdat ons glo, kom ons gaan wees ook daarom gehoorsaam. Gehoorsaam om te doen wat Christus van ons vra, met toewyding aan hom. En juis deur dan verder te gaan en uit genade te gaan leef. Amen. Here, baie dankie dat ons ook geestelik vry geword het in U. Vry om werklik as die kinders te lewe, nie meer slawe nie. Nie meer beperk of ingeperk nie, maar nou voluit met 'n nuwe hart. 'n Hart wat U graag wil dien, Here. Wat toegewyd aan U wil wees en voluit vir U wil lewe.
Ons bid vanmôre vir hulle wat eensaam alleen is, hulle wat dit moeilik het, hulle wat op een of ander manier worstel met 'n ding. Ook in ons gemeente, mense wat sukkel met terminale siekte, dat jy hulle elkeen in die liefde sal dra en in die genade sal hou vas. Gaan ook met elkeen van ons in hierdie week en seën ons as gemeente, o Heer. Ja, ons kan nie vir 'n oomblik ons losdink van u genade hand nie. Help ons, o Gees, om ook meer uit genade te gaan lewe. In die naam van Jesus. Amen.